Goeiemôre vriende, so hierso op 'n naweek, so Vrydag die 28ste November, mag dit sommer net 'n wonderlike dag vir ons almal wees en ook sommer net 'n genotvolle naweek wat voorlê, né? Ek sien hulle voorspel selfs reën vir Sondag. Maar ja, mag dit vir julle 'n mooi naweek wees. Here, baie dankie vir u oneindige liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou ja, vriende, ons is hierso in Filippense 3, en ons sien weer, ek sê altyd vir julle kontekstueel, Paulus praat met hierdie mense hierso in Filippi, en hy kom sê vir hulle, verder my broers, ons kan sommer sê, susters, ons sê vriende, kan ons sommer sê ook, wees bly in die Here, wees bly in die Here, né? En Paulus wat swaar kry, wat in die tronk is, terwyl hy die brief skryf, is hy vir hulle sê, wees bly in die Here, kan jy nog luister dan, hy sê, wees bly in die Here. Wees bly op die ouene dat die Here julle God en Vader is. Wees bly in die Here dat hy vir Jesus Christus vir julle kom stuur het. Dat hy die Heilige Gees vir julle agtergelaat het. Wees bly in die Here, kom sê Paulus, né? En dan sê hy sê om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Sê Paulus, is vir my lekker om vir julle hierdie brief te skryf, want dit is lekker en ek weet ook dit gaan julle help met julle geloof. En dan gaan hy aan sê, pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis, kom sê hy. Nee, ek onthou nou, wat het die dwaalleraars daai tyd gedoen, liewe vriende? Dikwels van Joodse oorsprong gewees. Gesê, Jesus Christus, ja, Jesus as, maar jy moet die besnydenis hê. Maar Paulus sê, hoor hierso, moenie na hulle luister nie, want as jy add-on by Jesus sit, dan is hy mos nou die volkome verlossing vir al ons sondes nie. Want dan jy mos nou nog ietsie nodig. Nee, kom sê hy, Jesus is alles. Dan kan hy sê, ons het die ware besnydenis, ons wat deur God deur sy Gees dien, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterdinge vertrou nie. Dit is wat Paulus vir hulle probeer sê, hy sê, hoor hierso, ons is eintlik uitgesort. Ons het nie dit nodig nie, ons het nie uiterlike goed nodig nie. Ons glo dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevaar het, kom weer. Dit is waar ons het nie nodig om met die ander sideshows te hê nie. Jesus is voldoende. Dit is wat Paulus vir hulle hierso kom sê, né? Hy sê, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlinge vertrou nie. Dan sê hy, tog sou ek my ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin, egte Hebreër, in wetsopassing was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik, sê Paulus. As dit nou een ou is wat my kan beroep, is dit ek. So moet nou nie jou hierso kom voorop gejuiste besny, nou is jy eintlik die kind van die Here, nou is jy eintlik 'n Christen nie. En ons hoor dit ook in die taal van partykeer van ander mense ook, né? So ek my kan beroem, kan ek my op hierdie goed beroem. Alwaarin ek my beroem op die ou einde, is dat ek in Jesus Christus glo. Dit is al wat dit is, né? Dat ek in Jesus Christus glo. Dan gaan hy en sê hy, maar dat eers vir my 'n bate was, al hierdie credentials, al hierdie CV, al hierdie goeie goed, wie ek 'n Fariseer, en ek is besny, en ek is 'n egte Hebreër, stam van Benjamin. Hy sê, dit is dan, in die oë van die volk was hy die ou. Hy sê, weet, dit is niks. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Al wat belangrik is, hang nie af wat jy checkrekening, hang nie af wat jy bly nie, hang nie af wat se kar jy het, hang nie af wat jy in die lewe bereik het, hang nie af wat se grand of belangrike persoon jy in hierdie wêreld was. Paulus sê, I've done it all. Daai goed is vir my waardeloos, kom sê hy. En dis die dilemma in ons tyd, liewe vriende, party mense is daar, dat die ander goedjies is vir hulle belangrik. Ek was eendag by 'n ou se begrafnis wat ek self gelei het. Weet julle vriende, hulle het die ongelooflikste goed gesê. Maar weet jy wat die een ding wat hulle nie vir hom gesê het nie? Hulle het nooit gesê wat se kind hy van die Here was nie. Daar's niks in daai hele gedeelte wat hulle oor hom gepraat het, wat een keer verwys het dat hy 'n kind van die Here was. Ja, hy was hierdie ou wat die mense oormaal was en dit en al die 110 ander goed. Was niks gesê oor Jesus Christus se lewe nie. Dan is jou lewe taamlik waardeloos, vriende. Ja, in die wêreld se oë great, hè.
eintlik waardeloos. En dis wat Paulus probeer sê vir hulle. Hy sê, wie hierdie ander goed waarop ek is vertroud en staat gemaak het, dis waardeloos man, dis waardeloos. Hy sê, om Jesus te ken, dit is eintlik alles, dit oortref alles in waarde. Vriende, ek dink, dit moet ek en jy ook vir mekaar sê in die tyd wat ons leef. Besop dat ons nie na die goedjies kyk nie. Om Jesus uit te leef, om die lig in die wêreld te wees, om ander mense jou liefde kan sien vir Jesus Christus en die manier hoe jy dit uitlewe teenoor ander mense. Dit het waarde. Nie hierdie ander sideshows nie. Hierdie ander goed sideshows. Aanbid die Here voluit. Hang Jesus aan. Leef vir Jesus. Dat mense Jesus in jou lewe kan sien. En vriende, die grootste ding is jy 1 Johannes 4 gaan lees. As die grootste ding is mense nie die liefde in jou sien nie, is jy waardeloos. Vriende, Paulus kom sê dit in 1 Korintiërs 13. Maak nie saak of jy 'n ongelooflike prediker is nie. Maak nie saak of jy al hierdie ander goed kan doen nie. As jy nie liefde het nie, is jy 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal. En dan sê Paulus, terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan kry. Kom sê hy, nee, ek gaan daarby volstaan. Kom ons leef vandag, elke dag van ons lewe, asof dit die laaste dag is en dat dit net gaan oor Jesus Christus, dat dit vir ons die belangrikste ding is, nie enige sides in jou werk nie, waar jy bly in die sosiale status nie, in die finansiële status nie, maar dat dit gaan om Jesus Christus te dien en in sy voetspore te volg, dat dit jou alfa en omega is, dat dit jou alles is, en dat jy alles is waardeloos ag, omdat dit, die feit dat jy in Jesus Christus glo, sy kind is en dit uitlewe, jou enigste bate is. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid.